eer U vanmôre, Here. Ons wil U aanbid vanmôre vir wie U is, Here. Ons wil na niks anders kyk vanmôre as om maar net die Vader en die Seun en die Heilige Gees te sien. Hulle te ervaar, te mag beleef, te mag weet. Here, dit is U wat omsien. Here, as ons na onsself kyk, dan sien ons niks. Maar Vader, vanmôre weet ons deur U en tot U is ons tot alles in staat. Here, en dis met 'n loflied vanmôre. Dis met 'n opgewondenheid in ons binneste, Here, wat ons in hierdie oggend, hierdie diens wil begin, om vir U te kom sê, Vader, ons waardeer dit wat U doen. Ons wil nie verby dinge kyk soos reën en hierdie goed wat moet kom en moet alles nie. Nee, ons wil kom vanmôre, Here, en ons wil kom in 'n absolute, totale dankbaarheid voor U staan en vir U sê, ons waardeer elke dingetjie. U wil dit moontlik maak, Vader. Daarom bid ek ook vir die woord vanmôre vir my boeties en my sissies, vir myself ook. Here, dat ons verryk sal word in ons binneste deur die krag van die woord. En ons dankie daarvoor. Amen en amen. Baie dankie, jy kan sitplek neem. Ek wil vanmôre, ons beleef die tye waarin ons is, wat nie altyd maklik is nie. Ons is ook in daardie seisoen wat ons die feesseisoen noem, hierdie tyd van die jaar. Is almal besig, hulle is moeg gewerk. Ons is besig om op te gee. Party mense is besig om reg te maak, om op vakansie te gaan. En daarom is ons hierdie tyd van die jaar ook, hierdie seisoen dan die feesseisoen noem. Dan is daar soveel dinge waarmee die Here met jou en my praat, waarvoor ons in ons pasopens moet wees. En daarom het die Here met my gepraat hierdie week deur om vir een en vir elkeen van julle te kom sê, ons is ambassadeurs. Ons is ambassadeurs vir die koninkryk van God. Ons weet die woord van die Here het ons baie name gegee. Ons is duur gekoop. Ons is kinders van God. Openbaring 1 sê jy's 'n priester en jy's 'n koning. En al hierdie dinge, en daar's soveel wonderlike woorde wat die Here rondom jou gebou het en waarmee hy steeds besig is, en daarom sê ons vir mekaar, ek moet soek, as ek dit nog nie gekry het nie, wat het die Here eintlik, wat was op die plantafels van die hemel, wat was voor my geboorte, Efesiërs 1 vers 2 tot 4, wat was in God se gedagte gewees, toe hy gedink het aan hierdie man of hierdie vrou, wat sou gebore word en wat sou opgroei, en wat sou hulle moes doen en beteken vir die koninkryk. Het jy geweet dat niemand jou kan vervang nie? Daar's nie 'n tweede persoon soos jy nie. Daarom is dit belangrik dat as ek as 'n ambassadeur wat deur God aangestel is, 'n ambassadeur is iemand wat letterlik lief is vir dit wat hy doen. Hy word aangestel met die geheime van die land, want hy word in 'n ander land gesit om hierdie land te verteenwoordig. Hy moet 'n eerbare man of 'n vrou wees. Hy moet
Hy moet vertrouenswaarde hê. Dis 'n ambassadeur. Kan ek en jy vanmôre myself dan in hierdie kategorie plaas om dalk vir die Here net te sê, Here, is ek al daar? Is ek reg? Hoe sterk staan ek in myself en in my geestelike lewe? Het julle geweet, daar is 28 selfmoorde elke dag in Suid-Afrika? Het julle geweet dat mense kom op 'n punt wat hulle in hulle self vir hulle self sê, ek is niks werd nie en ek beteken niks, en dan doen hulle dinge wat hulle nie moet doen nie. Terwyl die woord van die Here kom en hy sê, as jy in my en ek in jou is, kan niks na jou toe aankom nie. God se plan, luister mooi vanmôre, God se plan vir jou kom deur Jesus Christus. Baie mense kom en dan wil hulle allerlei dinge vir hulle self sê of toeëien, maar hulle los Christus uit die situasie uit. God se plan kan alleenlik werk as dit deur Jesus Christus in jou lewe. Johannes 3 vers 16, want so lief het God jou gehad, maak dit persoonlik, sodat jy in hom sou glo, jy nie verlore sou gaan nie, maar dat jy die ewige lewe mag hê. En daarom sê ek baie keer 'n radikale ding, en mense, jy moet mooi luister, moenie my verkeerd verstaan nie. Sondes vat nie mense hel toe nie. Wat jou hel toe vat, is as jy Jesus Christus verloon en jy hom nie aangeneem nie, want hy het gekom en gesterf vir jou sondes op die kruis van Golgotha, en Openbaring 5 vers 9 sê, want sy bloed het vir jou sondes by God betaal, maar dit is nie te sê dat ek dan blaatant kan wees nie. Paulus kom, sal ek dan sonde doen? Sal ek dit nastreef? Sê nee, stellig nie. Ek wil dit nie doen nie, want ek wil in 'n nuwe dimensie van geestelike groei. Ek wil op 'n plek in my lewe kom waarin mense na my sal kyk om te sê, werklik waar, daardie man of daardie vrou probeer hulle beste. Dan kan ek in Christus Jesus, kan ek lewendig word en kan ek opgroei. Soos wat die woord in Efesiërs 4 sê, tot die mate van 'n volwasse man en vrou in Christus Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 18, sodat ek kan verander word van heerlikheid tot heerlikheid soos Christus Jesus. Jesaja 60 vers 1 wat sê, jy moet opstaan en verlig, want as die lig van Jesus oor jou skyn, hy sê, dan gaan die lig en die heerlikheid van God gaan oor jou op. Ongelukkig is dit ook waar, dat baie keer ons ore uitleen vir mense, en dat ek die leen glo, in plaas van die woord. Jy sien, die woord maak seer, as jy dit kort. En ek het al vir u gesê hier, ek maak jou kwaad baie keer, maar die waarheid vorentoe sal jou vry maak, dan sal jy nie meer vir ou wil jy kwaad wees nie. Nou as jy kwaad vir my, as ek vir jou sê,
Daar's nie vryheid, daar's nie liefde, daar's nie lewe in die oude meester nie. Dis hoekom jy die nuwe meester moet gaan draai. Dan word jy vir my kwaad as ek met jou praat oor hierdie goed. Oude meester, môre vroeg is jy siek en jy's naar. In die nuwe meester is daar 'n nuwe lewe. Daar's 'n lig wat opgaan. Maar dan moet ek begin nastreef. Ek moet begin soek. Waar kort ek dalk? Daardie deurbraak in my lewe. Ek sit by iemand. Hy sê, ek verstaan nie. Hy sê, ek verwaarloos Jesus. Hy sê, ek stel God te leer. Hy sê, ek weet nie meer wat moet ek doen nie, want elke tweede woord wat uit my mond uitgaan is 'n vloekwoord wat teen die godheid. Hy sê, ek is teleurgesteld, hy sê, want ek stel God te leer, ek stel Jesus te leer. Hy sê, wat moet ek doen? En onmiddellik ervaar ek, dat as ek nie ten volle in Christus Jesus is nie, dan is die vlees altyd daar en die vyand gebruik. Dit is waarom Paulus in Romeine 7 sê, en in Galasiërs 5 vers 17, kom tot 'n nuwe insig, sodat jy kan beleef, ervaar, sien, wat God se plan vir jou is, maar luister, dis net deur Jesus Christus. Het julle gesien in die wêreld dat die grootste oplewing ooit in die moslems is dat hulle staan en huil, soos die Jode in Jerusalem by die klaagmuur, en die moslems huil en sê, ons Messias moet ons kom haal, ons sien nie meer kans nie, die moslems, nie die Christene nie. Het julle dit raak gesien? Hulle is moeg vir die wêreld. En die antwoord is in Jesus alleen te vind. En daarom is dit nodig. Ons moet wegkom van allerhande ding, ons moet wegkom van die multimedia, ons moet wegkom van dit wat mense vir ons leer en vir ons sê. Baie keer in hierdie week weer 'n man met 'n dokter met 'n teologiese graad wat die wederkoms van Jesus heeltemal afmaak en sê daar bestaan nie so ding nie, maar hy staan voor honderde mense op 'n Sondagoggend voor die kerk en hy verkondig die leuen van die duiwel. En weet julle wat, daai kerk word al voller. Die wêreld is besig, want die mens is lankal siek geword. Julle geweet dat Iran, die hoofstad van Iran, 10 miljoen mense moet hierdie week trek, daar's nie 'n druppel water nie. Het julle geweet dat een van ons ministers het in hierdie week gesê, met 'n smile op sy gesig, ons gaan een van die dae gaan ons R500 vir 'n brood betaal. Het julle geweet dat daar amper 150 Palestynë gil ontvang is deur ons staatspresident in Suid-Afrika en hulle is klaar die burgerregte en goed beloof. 500 miljoen rand wat hulle mee besig is om die De Brug militêre kamp die Chinese op te bou en reg te maak. Landsere sleep, praat hulle van 50,000 van hulle wat daar lê. Ouens, ons leef in 'n kokon. En hoor wat sê Willie vanmôre vir jou, ek maak jou nie bang nie, ek praat jou nie bang nie, maar as ek nie my ambassadeurskap
kan begin uitleef nie. En dis nie te sê dat jy nie gaan foute maak nie, asseblief. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons is pelgrimsreisigers op pad na 'n ewige tuiste. En terwyl jy hier is die aanvalle en dit van die vyand, jy's nie blootgestel, jy word nie vrygestel. Maar die vraag, ek wil jou vra vanmôre, u wat ingeskakel is. My hart is baie seer oor hierdie goed. Ek praat met mense, ek loop met mense, probeer mense help. Waarop en waarmee bou jy jou lewe? Met wat bou jy jou lewe? Ek weet ons wil Durban toe gaan op vakansie en jy moet gaan. As die Here vir jou sê jy het dit nodig en uit finansies, dan moet jy gaan. Ouens, ons blok nie hierdie goed nie. Maar hy sê ook, Hebreërs 10:25, jy moenie die byeenkomste versuim nie. Watter audacity, vermetelheid het ek om vir God te gaan vra as ek iets nodig het, terwyl ek nie vir 'n uur op 'n Sondag onder die geklank van die woord kan kom sit nie. Maar ek het die vermetelheid om eise te stel. En as dit nie gebeur nie, dan soek die Here my nie en hy's nie lief vir my nie en die kerk hou nie van my nie en nou wil hy hou nie van my nie. Terwyl ek 'n hand in eie boesem moet steek. En ek ervaar en ek beleef terwyl ek by hierdie ou sit, dat die luister vanmôre, dat die vlees word so sterk in party mense se lewens, dat hulle die gees oorheers. Ek wil nie die Here teleurstel nie. Ek wil die Here dien, maar as my mond oop gaan, dan vloek ek hom. Daarom is dit nodig dat ons moet bid vir selfbeheersing, vrug van die Gees. Selfdissipline begin by jou, nie by jou vrou of jou kinders of jou man of jou wat nie. Of jou predikant nie, dit begin by my. Daarom is dit my treffend, toe ek lees oor die ambassadeurs en ek gaan kyk in die Bybel, en ek sien, en ons ervaar, ons sien in die laaste tyd, as daar moeilikheid in 'n land kom, die eerste ding wat gebeur is, die regering trek sy ambassadeur terug na sy land, hy haal hom uit die gevaarzones uit, het julle dit al gesien? Die eerste ding wat hulle doen. En weet jy wat, gaan kyk 'n bietjie na die Bybel. God sit vir Noag in die omstandighede van almal moet sterf. Maar hy haal hom uit en hy sit hom in die ark wat hy gebou het. Gaan kyk na Lot en sy vrou, toe God die dorpe verwoes. Toe haal hy hulle eers uit. Sê nee, jy's myne. Toe verwoes hy die dorp. Dis wat hy met jou gaan doen. Jy gaan nie in al hierdie dinge wat die doemprofete en al hierdie goed weer oor jou propageer en wat al hierdie eskatologie, wat die mooi naam is deesdae.
Kry jouself in Christus Jesus. Vind jouself in die seun van die koning. Jy sien, hierdie moslems kan skree vir hulle God dat hy moet terugkom. Hy gaan nie terugkom nie. Want dit is nie Jesus, hulle Jesus nie aangeneem nie. Daarom is dit so dat oor die wêreld en in Suid-Afrika is dit dan nou 2, 3 verskillende Bybels op een preekstoel en ons preek want ons is luister, daar's nie so ding nie. Ek is duur gekoop. Die bloed van die lam maak my vry. Al het ek swakhede en ek sal swakhede hê, jy ook, totdat jy doodgaan die dag. Jy is nog nie heilig nie. Jy is op hierdie stadium, is jy op 'n plek in jou lewe wat jy beklei en jy stoei om in die lewe te bly. En soos ek gesê het, die vyand kom met allerhande en dis hoekom dit nodig is in hierdie feesseisoen wat nou nader kom, ouens, dat ons onsself sal moet sterk maak, dat my gees, die mensie sterker is as my vlees, sodat ek kan nee sê vir die oude meester en daarby kan sê ek het die nuwe meester. Hierdie goed gaan kom na jou toe. Ag nee, ons gaan nie kerk toe. Kersfees nie. Ons gaan visvang. Ja, as jy moet gaan en die Here sê jy moet gaan, dan moet jy gaan, dan wil hy nie vir jou sê moet nie gaan nie. Maar ons het te veel verskonings. Maar die dag as die Here kom, Thessalonisense 4 daar van vers 13 tot vers 18, en hierdie hemel skeur, en Jesus kom, en hy kom jou nie haal nie, jy gaan hom tegemoet in die lig. Dis nog 'n ding wat die mense oor praat. Hulle praat oor allerhande goed. En daar is so baie name wat hulle hierdie goed gee. Dis wegraping, en dis harpazo, en dis rapturo, wat beteken rapture. Ag ouens, kom ons kom net by die eenvoudige evangelie boodskap, die liefde van 'n seun van God, wat ongeag jou swakheid, ongeag dit wat jy is, nog steeds gekom het om te sê, jy's myne. Dis waar ons moet kom en bly. Vergeet teologie, mense wat kom met fancy stories. Daar's soveel, die ouens raak so betrokke met die wederkoms, en dis rapturo, en dis harpazo, en dis, luister, Jesus kom jou nie haal nie, hy kom, en jy gaan hom tegemoet, en die tweede keer, Sagaria 12, dan kom hy jy saam met hom, want hy moet sy voet op die berg kom land, met die slag van Armagedon in die dal van Megiddo. Dis oor en uit, dis so eenvoudig soos dit is. Maar nou wil ek myself vasmaak, ek wil myself in 'n debat betrokke kry, om 'n punt te bewys. Daarom is ek is moeg van mense wat dink hulle is geestelik hoor as ander, en hulle wil al ewig met jou kom praat oor allerhande goed. Matteus 18 sê, as jy nie soos 'n kind word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Believe me, dis die woord van die Here. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Nigerië, 19.000 kerke afgebrand hierdie jaar, 7.000 Christene doodgemaak. So kan ek aangaan. Ek kan vir jou 'n klomp goedjies vertel.
Dit is besig om met ek en jy te gebeur. Dit is hier rondom ons. En wat is die antwoord? So maklik. Johannes 3 vers 16. Jou plan. Alles wat jy beoefen, alles wat jy dink, jou drome, alles word bewerkstellig en tot volmaaktheid gebring deur Jesus Christus wat vir jou sondes gesterf het. Amen. Ouens, dis dit. Dis die evangelie. Dis nie hierdie fancy goed nie. Dis nie om mense te impress nie. Ek wil nie kyk hoe ver kan ek spoeg as ek my hele preek nie, want dit gebeur ook. Ek wil ook nie die einde van die maand in my kantoor gaan sit en soveel ouens het by die Here uitgekom en dit en dit en die en daai en dit. Ja, ons moet die boodskap bring. Ek wil ook nie gesê hoeveel ouens het ek gedoop en ek hoor aanhou sê vir my ek is te swak, ek kry nie die ouens in die doopbad nie. Luister, wat sê wil hy vanmôre vir jou? Ek is nie die Here nie. Ek kan nie die Heilige Gees se werk doen nie, want die woord sê dis hy wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nie jou predikant nie, nie jou kerk nie, niemand nie. Dis God se werk en ek krap nie daar, want die woord sê ek mag nie daar krap. Ons moet die goed verstaan. Wow, wil hy maak dit nie. Hy doop nie meer mense nie. Wow, hy... Luister ouens. Ons moet versigtig wees met hierdie goed. Doen dit wat die woord vir jou sê. Ons en jy is 'n amptsdraer van die koninkryk van God. Jy het die amp, jy het die titel as 'n ambassadeur. Jy's die rentmeester. God vertrou jou. Weet julle wat, ek sê so baie vir die Here. Ek sê Here, ek in myself sê ek kan dit nie glo nie. Dan kom die Heilige en sê nee. Ek sê Here, ek kan nie glo dat jy my vertrou met 'n gemeente nie. Want wie is ek after all? Ek is God se kind, ja. En ek het dalk gawe, soos wat jy 'n gawe het. Elkeen van ons 'n gawe. Ek het nog nie eens by die teksvers gekom nie. Titus 1 vers 7, hy sê, betoon jou in alles. 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid en opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Dis die stempel op jou ambassadeurskap. Is dit? Nie hierdie macho ou. Luister wat sê ek vir jou vanmôre. En dis die probleme van baie van ons ouens met die amp. Ek wil hierdie kerk vol hê, terwyl die woord sê 2 of 3. Dis wat die woord sê. Dank God vir dit waarmee hy besig is in ons gemeente. Ons gemeente sit hierdie stoele vol, julle weet dit. Maar ek wil jou waarsku vanmôre. En ek het met predikante gepraat oor hierdie goed. Luister, ek weet hoe voel dit om voor 1000 manne te staan en praat. Ek het dit al gedoen 4 keer in Klerksdorp. Het hulle my genooi. Ek weet wat dit is, maar ek weet ook om met iemand alleen te gaan sit en saam met hom te huil, saam met hom te bid, saam met hom te lag, dit weet ek ook. Ken hierdie goed. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 is daar so 'n groot voorbeeld van hierdie goed. Jesaja is daar ook, wat hy sê, die gebed van Jabes,
Nou Jabes beteken, hy's met smart gebaar. Sy moeder het hom met smart gebaar. Dit was 'n verskriklike, pynlike geboorte. Die woord beskryf, praat nie baie oor Jabes nie, maar dis wat hy sê. Maar dan kom Jabes as gevolg van die omstandighede. En ek wil nie aanvaar dat die Here my 'n diensknegt gemaak het nie, want ek wil die pastoor wees. Ek kry daai mense, dan kom en dan sê hy, ek sal myself opdring, en ek sal beklei, en ek sal veg, want ek wil daar wees. Jabes kom, en hy sê vir die Here, hy sê, ek is nie tevrede. Hy sê, Here, verander tog my grondgebied. Gee vir my groter grond. Gee vir my meer deursigtig. Here, gee vir my iets wat mense na my kan kyk. En die woord sê, die Here het dit vir hom gedoen. Maar toe kom die ding, en dis wat met baie van ons vandag gebeur. En die vraag kom onomwonde. Kon hy dit hanteer? Dink julle, Dominion wil, as die Here 2000 mense volgende week hier bysit, hierdie gemeentetjie sal 2000 mense kan hanteer. Nie dadelik nie. En dis wat baie van ons ouens doen. Ons mik bokant ons vermoë. Want jy sien, ek wil in tel wees. En as dit met jou gebeur, dan maak jy dit nie. Dis hoekom 40,000 predikante hierdie jaar weer bedank het. Daar's 115 ander gemeentes wat toegemaak het in Suid-Afrika hierdie jaar. Predikante, kerke. Want dit gaan oor hierdie ding. Jy moet daarom onthou. Ouens daarom. Die 5voudige bediening begin by 'n diensknegt. En dan weet ons, hy praat van 'n leraar en hy praat van 'n apostel. Hy praat van hierdie goed. Maar dis ons probleem. Jy kry te veel ouens wat rondloop in Suid-Afrika met die titel en die ampt van 'n apostel, en hierdie ou, maar in die tussentyd kan hy nie vir hom 'n kerkie of 'n biduurtjie begin van 5 mense by sy huis nie, maar hy wil vir jou kom vertel wat moet jy doen. Jy sien, dis verkeerd. In nederigheid, sê die Here. Dis hoekom ek wil, ons sal nooit die voorreg hê om hier te bedien nie. Is ongelukkig so, ouens. Daarom kom die woord van die Here en ek moet so, ja. Ek kan so baie vir jou sê oor hierdie goed. Daarom kom hy en hy sê die antwoord. Antwoord vir jou en vir my vandag. Hy sê, pas dan op. Efesiërs 5:16-15. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. As jy daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Koop die tyd uit, omdat die dae boos geword het. En dan lees ons baie keer oor daai tweede stukkie wat mense nie eintlik ag nie. Ek moet die tyd uitkoop en al hierdie goed, maar hy gaan verder, hy sê, en verstaan wat die wil van die Here vir jou lewe is.
Moenie jouself in 'n situasie of in 'n plek indink. Jabes, waar jy dit nie gaan maak nie. Weet julle wat? Kan ek jou eerlik wees vanmôre? As die Here my kon vertrou het met 1000 mense, sou hy my 1000 mense gegee het. Maar hy kan nie, want ek het nog miskien dalk sekere goedjies wat ek moet uitsorteer. Maar dit maak my nie slegter as die volgende ou, wat 10.000 mense in sy gemeente. Want jy's onvervangbaar. Jy's onvervangbaar. 28 mense in Suid-Afrika elke dag selfmoord. Hoekom? Ek het op 'n plek gekom wat ek myself nie kan vergewe nie. Waar ek bly vassteek by hierdie ding wat sê, ek verag die Here. Ek stel hom te leer. Hy kan my nie meer help nie, terwyl dit jy is wat hy wil help en waarvoor hy gekom het om te sterf. Kolossense 4 vers 5, hy sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Daarom ek jou vanmôre los met hierdie paar woorde. Die wat ingeskakel is in die boodskap. Ons moet bid vir mekaar. Ons weet is chaos daar buite. Ons weet die woord sê, terwyl hulle sê vrede, vrede, sal daar nooit vrede wees nie. Dat sê die woord. Maar ek het ook vir u gesê, vrede is te vind in die vrede wat God vir jou deur Christus Jesus gee. Daarin is ons vrede. Daarom kom Paulus en hy sê, ek verlang om huis toe te gaan. Hy sê, vir my is die lewe Christus, maar sterwe as 'n wins. 2 Korintiërs 5:1 wat sê, as my aardse tentwoning hier afgebreek word, dan het ek 'n plek in die hemel waar ek vir ewig saam met die Here sal wees. En ons weet dit is moeilik hier partykeer as 'n Christen, ouens. Ons weet dit, mense hou nie van jou nie, party sê jou sommer reguit in jou gesig op. En weet jy wie stry met jou? Hierdie ou wat hier rondloop, wat nie 'n gemeente het of ietsie, dan kom praat hulle goed met jou en hulle ken nie die woord nie. Dis hoekom ek sê, enige een kan met my kom praat, maar jy moet jou Bybel saambring. Want ek gaan nie vir jou sê wat sê wil jy nie, maar ek gaan vir jou sê wat sê die woord van God. En as jy dan nog wil stry, dan moet jy met die Here stry, nie met my nie. Maar vriende, ouens, daar's 'n passie, daar's iets in my gees. En al word ek 77, is ek soos 'n klein seentjie. As ek aan God se goedheid dink, as ek myself sien, wat ek was in die lewe en wat die Here met my lewe gedoen het. En daardie goed wat hy my vergewe het, dan wil ek maar net elke dag vir hom gaan sê, Vader, baie dankie. Dankie vir dit wat u gedoen het, maar dankie dat ek weet, daar's 'n toekoms. Daar's hoop vir my. Maar dan moet ek die tyd uitkoop. Ek is so jammer om vanmôre te sê, daar gaan miljoene mense kom wat gaan omdraai by die Here sê, ek het julle nie geken nie. Here, in u naam het ek dit tot Bybels uitgedryf, in u naam. Hy sê, gaan weg. Ek het jou nie geken nie, want weet jy wat, ons wil te grand raak met die evangelie. Ons wil beter wees as die volgende predikant en die volgende pastoor, terwyl dit juist jy is
wat die geringste in die gemeente is, en ek sê dit weer, ek sê dit baie, ek en Rea is die geringste nie, en as dit nie so is nie, moet julle dit vir ons kom sê. As jy dit nie vir ons kom sê nie, dan kan ons nie weet waar is 'n fout wat ons kan regmaak nie. En dieselfde met jou. Daarom word ek kwaad as ek met jou die waarheid praat. Maar vorentoe dan sou ons bly, soos ek gesê het, dat iemand maar met my die waarheid gepraat het. Want die waarheid maak my los, die waarheid maak my vry, die waarheid maak dat ek eendag saam met die Here sal wees. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie. Dankie Jesus en Heilige Gees. Here, wat 'n kosbare voorreg het ons nie om net so in U teenwoordigheid onsself te mag bevind nie. U te mag ervaar, te beleef, te mag sien, te mag voel, te mag weet dat U steeds die koning van alle konings is. En daarom, Here, wil ek maar net kom in hierdie oggend, wil ek maar net kom bid vir elke ene van ons. Alle wat ingeskakel is ook, Here. Dankie Heilige Gees, U is by elkeen van ons. Wees ons genadig, Here, maar ek bid dat die skille van ons oë sal afval, sodat ons sal kom op 'n plek, Here, waar ons U sal beleef, soos wat die woord ons leer. Seën ons dan, Here, vanmôre. Ek bid vir elke ene in Jesus naam. Amen en amen.